Salpetersuur en etanoosuur met gelyke volumes en konsentrasies word vergelyk. Ons gaan 3 stellings evalueer en bepaal of elke stelling waar of vals is. Stelling 1. Die oplossings het verskillende pH-waardes. Nou, salpetersuur is 'n sterk suur. En wat moet jy onthou by die sterk sure? Die S'e, soutsuur, salpetersuur, swaalsuur. Daardie is die 3 algemene sterk sure wat jy mee te doen het op skool. Nou, 'n sterk suur het 'n lae pH, want 'n sterk suur ioniseer volledig om 'n hoë konsentrasie hidronium-ione te lewer. En hoe hoër die hidronium-ion konsentrasie, hoe laer die pH. Dan het ons etanoosuur. En etanoosuur is 'n swak suur. Met ander woorde, dit ioniseer nie volledig nie en dit lewer nie 'n hoë konsentrasie hidronium-ione nie. So, die pH van etanoosuur gaan nie so laag wees as die pH van salpetersuur nie. So hierdie stelling is waar. Stelling 2. Beide oplossings het dieselfde elektriese geleidingsvermoë. Waar of vals? Geleidingsvermoë hang af van die hoeveelheid ione in oplossing. Ons het reeds gesê, salpetersuur is 'n sterk suur, daar vind volledige ionisasie plaas, so die geleidingsvermoë van salpetersuur gaan hoër wees as die van etanoosuur. Die rede, daar is meer ione in oplossing in die geval van salpetersuur. So stelling 2 is vals. Stelling 3. Beide oplossings benodig dieselfde hoeveelheid mol kaliumhidroksied vir volledige neutralisasie. Nou, tydens neutralisasie gaan 'n suur, in hierdie geval salpetersuur, reageer met 'n basis, in hierdie geval kaliumhidroksied, en dan vorm daar met alle neutralisasiereaksies 'n sout. Die sout wat in hierdie geval gaan vorm is kaliumnitraat plus water. Water is altyd een van die produkte van neutralisasie. So, wat is ons molverhouding in die geval van salpetersuur? 1:1. 1 mol salpetersuur reageer met 1 mol kaliumhidroksied. Dan, kom ons kyk na etanoosuur. CH3COOH, en dit reageer met die kaliumhidroksied. Wat vorm daar in hierdie geval? Weereens 'n sout. En daardie sout sal wees kaliumacetaat plus water. Soos ek genoem het, water gaan altyd een van die produkte wees. So, wat is my molverhouding? 1 mol etanoosuur reageer met 1 mol kaliumhidroksied. So ook in hierdie geval is die molverhouding 1:1. Nou aan die begin van die vraag is daar vir ons gesê, die konsentrasies is dieselfde en die volume van die twee is dieselfde. Met ander woorde, die aantal mol is gelyk aan die konsentrasie maal met die volume. As die konsentrasie dieselfde is van die salpetersuur en die etanoosuur en die volumes is dieselfde van die twee, dan gaan die aantal mol dieselfde wees. En as die aantal mol salpetersuur en die aantal mol etanoosuur dieselfde is, dan gaan die aantal mol kaliumhidroksied in beide reaksies presies dieselfde wees vir volledige neutralisasie. So stelling 3 is wel korrek.